lin en e. Tot 'n mate is dit 'n gewone eksponensiële funksie. Ek hardloop net so wees so vinnig deur die grafieke, soos jy kan sien, e tot die mag x is 'n gewone eksponensiële grafiek met die koördinaat 1 en e, en dan noodwendig sy inverse funksie, wat ln x of ln x is, met die koördinaat e en 1. Nou, dit is belangrik om net dit in gedagte te hou, dat wanneer al vrae kom, dat is eintlik maar, ek wil amper sê, skoolsomme. Obviously kom maar goed by, soos absolute waardes en stuksgewys gedifferentieerde, stuksgewys gedefinieerde funksies en differentiasie ensovoorts, maar as dit kom by die algebra gedeelte hiervan, dan is dit maar eintlik net skoolwerk. Ek kan byvoorbeeld vir ons vra, skets die volgende funksies. Hulle gaan vir jou sê wat is significant goed, hulle soek, maar noodwendig gaan hulle afsnitte, dis baie belangrik, en asymptotes, en dan kan hulle ook ietsie anders vra. So as ons nou kyk na e tot die mag x plus 1, die hele grafiek skuif net 1 op. Minus 3 e tot die mag x is 'n negatiewe grafiek, en dan is hy, soos jy sien, sy tempo van verandering is vinniger. 3 ln x is ook tempo van verandering vinniger, waar die negatiewe 1 weer teenoorgestelde rigting loop. Right, vergelykings, hulle kan vir gewone skool, voel dit vir my somme vra, dit gaan noodwendig 'n klein bietjie moeiliker wees. Ek begin sommer met 2 eenvoudiges, so e tot die mag x is 100. Kry noodwendig vir x alleen. Kyk mooi na jou instruksie, as daar staan, sonder die gebruik van 'n sakrekenaar, hou dit as hou dit so, as x is gelyk aan ln x. Alright, dan hou jy dit net so. Selfde met die volgende een, dan hou jy dit as e tot die mag 10. As daar gestaan, moenie 'n sakrekenaar gebruik nie. Die onderste ene is 'n bietjie moeiliker en meer 'n tipiese een wat hulle sal vra. Faktorisering is 'n 3-term, dan as jy hierso kyk na e tot die mag x is gelyk aan 4, of e tot die mag x is gelyk aan min 3. Nou jy weet, x kan, as jy dink in die eksponensiële grafiek, x kan wel negatief wees, e tot die mag minus 5, minus whatever, maar die resultaat, die eiware kan nie negatief wees nie, want ln x is altyd groter as 0 positief. So, daai laaste een is dus nie van toepassing nie, en dit is dit een antwoord, 1,39. Right, typiese eksamenvraag, dan gee vir jou funksie, vra vir die inverse en dan die skets. Inverse, jy weet, maak y en x moet omruil. Dan kry jy vir x alleen, punt vir jou, finale funksie. Wanneer hulle vra vir sketse, hulle sê baie definitief hierso, wys jou bewerking, so jy kan nie 'n rofweg geskets doen nie, so jy wys jou afsnitte, ekskuus my Engels daar, jy wys jou, maak vir y 0, maak noodwendig vir x 0, so jy kry afsnitte. Dan jou asymptote, jy weet daar is net 'n vertikale asymptote met 'n lin grafiek. Okay, daarso. Okay, sorry, die eerste punt daar is vir jou vorm. Vir jou afsnitte kry dit wendig altyd 'n punt, en dan vir jou aandui vir jou asymptote.